baie welkom hier so by ons in Mosselbaai se ateljee. Ek is Dion En ek is Karen. en dit is die program Aksie met Reaksie net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. En dit is lekker om weer op hierdie Woensdagmiddag met julle te kan gesels en bietjie inligting met julle te deel. Ons het laasweek net om so recapture deur te gee, het ons bietjie gesels oor kindermishandeling en kinderontvoering. Child trafficking, waarby ons gepraat het oor die vermiste saak van Jocelyn Smith. So, voor ons inspring daarby, wil ek net sê, dat, ja, dankie Grant vir daai, laat ons weer 'n bietjie het Mosselbaai uit, vir die luisteraars entertainment kan bring. En julle het geluister na die lunchshow saam met Grant Rasper, kommentator. Hy is weer môre daarso. Hy is weer môre daarso tussen 12 en 3 op die lunchshow waar julle by hom kan luister en inskakel en bietjie interact en gesels. Ja, julle hoor sommer lekker die lag in die ons stem. Hy lag vir my wat 'n hoes by kry elke keer net voor ons op die lug moet gaan. Absoluut. Dit is altyd net, dan weet 'n mens, Karen, dan weet 'n mens jy's op die lug. So ja, ons het gister 'n bietjie tyd in George gespandeer en ek het nogals vir 'n persoon gesê waarby ons ingestap het wat geluister na Eden FM. Ek gaan vir die persoon hulle sê en dit is Megan van die SPCA Charity Shop ja. in George. Hallo Megan. Hoop dit gaan goed met jou vandag. Yes. So ja, ons topik van vandag gesels ons oor die menseregte. Want ons mos môre menseregte dag. Lekker publieke vakansiedag en ek dink baie keer sit 'n mens in die geval dat waaroor gaan dit? Ons is so geneig net om te sê dis vakansiedag, maar wat is die hoe dit ontstaan? Wat het gebeur dat 'n menseregte dag moet gebeur en plaasvind? So yes, ons gaan nou daaroor lekker gesels en ons het redelik inligting oor die hele topik van menseregte. Ons het 'n klein bietjie inligting van hoe dit plaasvind en wat jy as 'n mens jou regte kan bepaal. So ja, net om weer terug te kom na laasweek toe. Ons het lekker in diepte gesels met almal wat ingeskakel het oor die vermiste saak van Jocelyn Smith en wat in die huidige omstandighede gebeur oor wat ons kan doen om die gemeenskap te verbeter, wat ons kan doen om ons hande saam te kan vat en upliftment in die gemeenskap kan bring en vir ons en ons kinders van vandag te kan beskerm. Ja, jou kind is my kind. Dis hoe dit veronderstel is om te wees. Wat ons ook gesê het is, I am after all my brother's keeper. Want daai storieetjie van die muis, skies op die plaas met die valletjie, baie keer herhaal, maar ek gaan dit nog 'n paar keer herhaal wanneer ons uitsaai, sodat dit insink by jou, dat jy weet, dis nie net iemand anders se probleem nie, dit is altyd iemand anderste se probleem, in aanhalingstekens, totdat jou probleem is. Dan wil jy help hê, maar jy hou 'n dowe oor en kyk ander pad, as dit met ander mense gebeur. Dis hy. So dit is wat ons moet besef. We are our brother's keeper in daai geval. Ja, en dit sluit nog ons baie na vandag se topik ook toe. Jy as 'n mens, wat is jou reg? So if you are your brother's keeper, wat staan jy? Heel eerste te doen, wat kan jy doen? So ek gaan vir ons eers lekker op 'n musiekbreek vat. So dat ek van die hoes by ontslae. Dis wat ons het vir vandag vir julle om lekker te deel, lekker te kan inligting gesels. te gee en om jou te empower sodat jy weet wat jou regte is en daarop kan staan. So bly ingeskakel, ons is nou weer terug hier by julle. En dit was Beautiful Day by Jonathan Roy. Wat 'n lekker liedjie, net om so hierdie Woensdag so af te skop en bietjie reg te maak vir die Human Rights Day. A beautiful day, want vandag is eintlik nog 'n lekker dag. Dis 'n beautiful day. Dis 'n baie warm dag. Dis 'n humid day. Ja, dis 'n humid day. Ja. So kan nie eers sê is 'n beautiful day, maar dit is 'n beautiful day en 'n Ja. humid day daarbey. So alles so in een slag en kan jy glo, Karen, dis alweer volgende week, Paasnaweek. O, genade. Ja, en volgende week, so gepraat van volgende naweek, die 30ste Maart het die Anti-Bullying Academy hulle jaarlikse 5 kilometer Kalle Fun Run wat by Hartenbos Seefront plaasvind. Dit is dan die 3de jaar wat dit gehou word. En dis 'n fondsinsameling vir die Anti-Bullying Academy NPO. So kom
join ons. Ons het 'n gesegde of is dit 'n slogan vir wanneer dit plaasvind. Gewoonlik is dit die 21ste, maar omdat Paasnaweek so naby met draai is dit geskuif na volgende week. Ja, want die 21ste in die middel van die week, dit werk nie so lekker vir ons nie. So die gesegde wat ons daarby in het, it's a human right. So dit is presies waaroor dit in die anti-bullying, it's a human right. So dis hoekom ons moet altyd in hierdie tydperk hou. So as jy enige inligting het, as jy enige inligting het, ek gaan nou terug na laasweek se program toe wat ons uitgesaai. As jy enige detail het wat jy al ingedink het om te deel, om 'n verskil te maak of 'n hand signal deur te gee of enige iets, asseblief stuur vir ons 'n WhatsApp dan na 0605052693. Ons sal graag daarna wil luister en hierdie capture ook daarop. So ons is daar beskikbaar om die insette te kry van julle af om te help om die gemeenskap 'n beter plek te kan maak. Ja, en julle is meer as welkom om ook vir ons 'n WhatsApp te stuur ten opsigte van vandag se onderwerp. Ons gaan gou-gou 'n bietjie vandag gesels oor wat menseregte is, en dis nog 'n hele pak inligting wat ons hierso het, wat ons graag met julle sal wil deurwerk, maar kom ons begin met wat menseregte is, wat dit regtig is. Wat is dit? Ja, dit is gelykheid. So almal is gelyk voor die reg en het die reg op gelyke beskerming en voordeel van die reg. Nou, toe ek nou deur hierdie gaan, het ek nou gedink, elke liewe dingetjie sal julle hoor waaroor dit gaan en of ek nou daarmee saamstem of nie. Dit is hoe dit moet wees, maar of dit nou so is in ons samelewing, dit hang van ons af. Yep. Dit hang van ons af. Ons het hierdie mensereg omdat ons 'n mens is. Die dag wat jy gebore is dit jou reg, finish en klaar. Dit is net jou reg omdat jy 'n human being is. So daar's baie wette wat ons ook sal bespreek, maar dis ons verantwoordelikheid om te sorg dat ons human rights gerespekteer word. Dis hy. So, en hulle sê mos dit is hoekom dit 'n human right is. It's your right to be here as a human. Goed, ons is veronderstel om die reg te hê op gelyke beskerming en die voordeel van die reg. Ek sê veronderstel want dis hoe dit veronderstel is om te wees, maar dit is nie altyd so nie. Menswaardigheid. Almal het inherente waardigheid en hul waardigheid word gerespekteer en beskerm. Weereens, dis veronderstel om so te wees. Vryheid van beweging en verblyf. Weereens veronderstel om so te wees. Almal het 'n reg op vryheid van beweging en om enige plek in die land te woon. Taal en kultuur. Elkeen het die reg om die taal te gebruik en om deel te neem aan die kulturele lewe van hul keuse. Nou, lewe. Almal het die reg op lewe. Wat is menseregte? Menseregte is basiese regte wat almal het, bloot eenvoudig omdat hulle mense is. Hulle hoef dit nie te verdien nie, en dit is nie 'n voorreg wat deur 'n persoon of regering gegee word nie. Ja. Jy het hierdie regte die oomblik wat jy gebore word, soos ek net nou gesê het, en hulle kan nie weggeneem word van jou nie. Want soos ons vroeër ook genoem het, it all starts, where does charity begin? Waar begin lewe? At home. Charity starts at home. Everything starts with you. So, dis ons verantwoordelikheid om te sorg dat ons menseregte gerespekteer word. Absoluut. So, wanneer, met ander woorde, as jy sien dat daar ongeregtigheid is vir jou of vir enige iemand anders, dan moet ons opstaan daarteen en ons moet dit aanspreek, want anders word almal van ons se menseregte aangetas. Soos wat ons gepraat het oor die muis. Is nie hulle probleme as daar 'n valletjie in die huis is nie. Op die einde van die dag is die skaap, die vark, die hoender en die koei dood, omdat hulle gesê dis nie hulle probleem nie. En dit is wat hier met ons gebeur. What we allow will continue. So as ons nie opstaan nie, if we all stand together, their little game is over. Die game wat almal met ons speel, wat hulle vir ons 'n klomp goedjies sê en goedjies beloof wat nooit gebeur nie totdat hulle empower is. En wanneer hulle empower is nie. Ons is veronderstel om hulle in lyn te hou, want hulle is public servants. Wat beteken dit? Hulle serve ons, dis ons wat hulle salarisse betaal. So ons moet sorg dat ons regte nie geskaad word nie. Nou, hoe kan 'n mens jou menseregte beskerm word?
ten einde die progressiewe verwesenliging van die regte in die handves van die regte te beskerm en te monitor, maak artikel 9 van die grondwet voorsiening vir die vesting van instellings wat onafhanklik en onderhewig aan die grondwet en die wet is. Hierdie instellings is onpartydig. Ons gaan weer daarop moet ingaan. Is hulle onpartydig? Dit hang seker af wie die meeste geld betaal onder die tafel deur. Maar weer eens moet ons sorg dat dit onpartydig is. En as ons sien dat daar iets is wat nie reg is nie, dan moet ons praat. Ek weet daar's 'n verskriklike slegte gewoonte in ons kultuur hier in die Garden Route, dat mense sê, jy kla te veel. Daar is 'n verskil tussen kla en om ongeruimthede te openbaar. Daar is 'n verskil. Kla is iemand wat net absoluut kla oor enige ding. Dis te warm. Wat moet ander mense daaroor doen dat dit te warm is? Maak 'n plan om nie warm te kry nie. Dis nie reg nie. Ek hou nie van daai en wat dit dra nie. Daar's 'n verskil tussen kla en om ongeruimthede te openbaar en bloot te stel. Want wanneer ons ongeruimthede blootstel, ons sit dit in die lig, en as iets in die lig is, dan kan die duisternis niks meer doen nie, dan verloor dit sy krag. So dis jou verantwoordelikheid om jou mond oop te maak wanneer jy sien daar's iets wat nie reg is nie. Destyds toe ek in meneer Suid-Afrika deelgeneem het ek op die gesegde afgekom, en dit was nou iets wat ek self sommer bymekaar getrek het. To know the value of your light, you have to know the depth of your darkness. Nou, daar's geen donkerte as daar nie lig is nie, maar as daar 'n lig is, moet die lig sterker wees as die donkerte. En hoe kry jy dit reg? Lig hoef nie groot te wees nie. Lig kan jy van ver af sien as dit 'n donker area is. So let your light shine. Bring dit uit. Dis jy. Dis wie jy is. Jy moet jou verantwoordelikheid nakom. Wat is jou werk hier op die aarde? Soos ons laas gesê het, as jy nie nodig was hier nie, dan was jy nie hier nie. Dink bietjie daaroor. Dan was jy nie nou hier nie. Jy is nodig. En wat moet jy hier doen? Ek weet daar's baie mense wat soek na hulle calling, né? Jy moet jy wees. Jy is hier. Jy's gemaak om jy te wees. Jy moet nie jouself verloor omdat jy soos ander mense wil wees nie. Jy kan nastreef om ietsie by te las by wie jy is, maar jy moet nie van jouself af wegvat nie. Want jy is gemaak soos wat jy gemaak is, om jou doel hier op hierdie aarde te vervul, om jou lig te skyn. Dis al wat jou verantwoordelikheid is. Nie ander mense se goed te doen nie, net jouself te wees. Just be yourself. En ja, ek weet jy het nou genoem oor artikel 9. So ek wil 'n bietjie meer lees dat ons dit in diepte kan gaan. Wat is artikel 9? Artikel 9 maak voorsiening vir die reg op gelykheid. Nou hierdie gedeelte verklaar dat almal gelyk is voor die reg en die reg het die gelyke beskerming en voordeel van die wet. Daar mag teen niemand onregverdigheid gediskrimineer word nie. Die handves van die regtelys sekere gronde van diskriminasie en verklaar dat diskriminasie teen enige van hierdie regte as onregverdig beskou word tensy dit bewys is om regverdig te wees. Die gronde wat gelys word sluit in ras, geslag, seks, swangerskap, gehidde huwelikstatus, etniese of maatskaplike herkoms, kleur, seksuele oriëntasie, ouderdom, gestremdheid, godsdiens, gewete, geloof, kultuur, taal en geboorte. Die reg tot gelykheid word verder beskerm deur Wet 4 van 2000, die Wet op die bevordering van gelykheid van voorkoming van onregverdige diskriminasie, die WBGVOD. Die volgende instellings kan iemand wat voel dat daar onregverdig teen hulle gediskrimineer word, bystaan. Nou daar's gelykheidshowe en die klagtes oor onbillike diskriminasie kan by enige gelykheidshof ingedien word. Nou het u geweet, elke magistraathof sit ook as 'n gelykheidshof. Nou inligting oor die gelykheidshof is beskikbaar op die Departement van Justisie se webtuiste en dis die volgende is www.justice.gov.za. Ja, ons het die raad, en die het nou net gesê van ons eie magistraatshowe sit daaroor. En dis SAMRK is die funksie van die SAMRK in terme van artikel 184 van die grondwet. Hulle moet respek vir menseregte en kultuur van menseregte bevorder. Die beskerming en ontwikkeling en verkryging van menseregte bevorder. Hulle moet die nakoming van menseregte in die republiek monitor en assesseer. Nou, wat doen hulle? Hulle ondersoek dan klagtes, maar soos Dion nou net gesê het,
elkeen van ons magistraatshof howe kan dit ook doen. Hulle ondersoek klagtes van menseregte skendings en monitor menseregte klagtes. Hulle monitor en doen jaarlikse verslag aan die parlement oor die staat se vordering met die verskaffing van sosio-ekonomiese regte aan alle Suid-Afrikaners. Nou goed, hier is nou 'n paar dingetjies wat hulle noem, soos wat ek net nou gesê het, wat veronderstel is om so te wees, maar as ek so kyk na die stand van alle sake in ons land, dan is daar baie min mense wat hulle werk doen. So, hulle werk met 'n diverse groep van belanghebbers om die toepaslike regstellings te verseker waar regte geskend is, of om beter praktyke, beleide, wette en belange van menseregte te bevorder. Nou, klagtes wat deur die SAMRK ondersoek is, hulle het jurisdiksie om enige ondersoek uit te voer met ontvangs van klag oor enige beweerde skending van 'n fundamentele mensereg. Nou hierso is wat dit inkom vir elke luisteraar hier. Hulle het magte om op sy eie enige skending van of bedreiging vir 'n fundamentele reg te ondersoek. Waar word klagtes ingedien? Hier kom dit nou, kry julle pen en papier naby. Laat as jy weet van enige skending van enige mensereg, en dis wat ons net nou genoem het, wat is menseregte? En ons gaan weer eens hierdie program van ons op ons Aksie met Reaksie Facebookblad sit. Dit word op podcasts, wat hulle sê in Afrikaans pot gooi. Gooi met die pot. Word dit op nee, nie fisies nie. Word dit op YouTube gesit en ook op Spotify. Ja, YouTube Spotify. en Spotify. Maar voor jy dit lees, Karen, ek dink, laat die luisteraars net eers hulle pen en papier reg kry. Ja, kry jou tee en kry jou pen en papier, dan gaan ons gou vir julle sê waar hierdie klagtes aangemeld kan word. Ons gaan net vinnig op die nuusbreek, eers musiek en dan op die nuusbreek gevolg in isiXhosa op 3:30. So bly ingeskakel hier by ons op Aksie met Reaksie, Your Voice in Paradise. Ons is nou weer terug hier so by julle. Symphony by Clean Bandit. Ja, dit was die nuus gewees en die volgende nuusbulletin vind plaas 3:00 weer in isiXhosa. So, welkom terug hier by ons Aksie met Reaksie op Eden FM, Your Voice in Paradise. En ons het vroeër gepraat al so 'n bietjie meer in diepte oor die menseregte, die human rights. Wat dit behels, ja. Yes. En ons het gesê, gaan kry 'n pen en papier, dat jy kan neerskryf oor wie kan 'n klagte indien en hoe dit werk. Nou, enige persoon wat in sy of haar eie belang optree. So eintlik is dit almal. Enige iemand kan 'n klagte indien. Enige persoon wat optree namens 'n ander persoon wat nie in sy of haar eie naam kan optree nie, soos byvoorbeeld iemand wat disabled is of nie kan praat nie of wat in 'n koma is of wat ook al die geval mag wees, of enige persoon wat optree as 'n lid van of in die belang van 'n groep of klas van persone. Byvoorbeeld soos die Anti-Bullying Academy. Ons is 'n groep wat in belang optree van wel sekere groep mense wat geboelie word. So ons fokus is op kinders, maar ons help groot mense ook. So ons is byvoorbeeld 'n groep wat in belang van mense kan optree en hulle kan ook 'n klag lê dan. En as jy byvoorbeeld 'n onderwyser is in 'n skool, jy tree in belang van jou kinders op, so jy kan 'n klag gaan lê. Enige persoon wat optree in die openbare belang, ons almal wat optree in openbare belang, as jy weet van ongeruimthede wat plaasvind, waar menseregte geskend word. Nou, enige maatskappy of organisasie wat optree in die belang van sy lede. Nou, hoe kan mens 'n klagte indien? 'n mondelingse klagte in persoon of per telefoon. Ek sê altyd, dis baie beter om dit net op skrift te gaan doen en maak 'n kopie van jouself. Altyd maak 'n kopie. Kry mense se name, kontakdetails, skryf 'n datum neer, skryf 'n telefoonnommer neer, maak 'n recording van wat jy doen en met wie jy praat. Soos ons sê, 'n mondelingse klagte in persoon of per telefoon. Dan 'n klagte kan ook skriftelik ingedien word. Maak kopieë daarvan en skryf mense se name neer. Klaers kan ook die aanlyn klagtevorm voltooi wat beskikbaar is by www.sahrc.org.za. www.sahrc.org.za. Nou moet ek sê, ons het nie gekyk of daai inskrywingsvorm werk nie. Ons sal bietjie gaan kyk of hy werk, want ons het al te veel kere gesien dat
websites en sulke tipe van goed nie werk nie ten opsigte van hierdie tipe vorms wat ons moet indien nie. Ons sal gaan loer, jammer dat ons dit nie gedoen het nie. Ek dink dit sal werk, want dit is 'n gestigte organisasie wat op sy eie is, nie governmental nie. Ja, dit is veronderstel om so te wees. Soos ek net nou gesê het, ons sal gaan kyk of dit werk. Maar dit is, julle kan dit ook gerus op die proef stel. Nou, wat is die grondwet? Dit is die hoogste wet van Suid-Afrika. Dit sit uiteen hoe die regering aan mekaar gesit is en hoe die land bestuur moet word. Aangesien dit die hoogste wet is, kan geen ander wette die grondwet weerspreek nie. Maar ek gaan nou gou 'n spanner in die works hier gooi en ietsie sê. So as daar regsgeleerdes is wat op hoogte van hierdie wette is en werk met hierdie aangeleenthede, kan julle asseblief net vir my reg help as ek verkeerd is. Daar is 'n paaiwet. Nou die paaiwet is jou basiese grondwetlike reg. Daai ding gaan oor alles. Byvoorbeeld as jy 'n huurooreenkoms nagaan, daar is 'n basiese paaiwet, soos die grondwet byvoorbeeld, is jou paaiwet wat al het jy 'n kontrak met iemand geteken, as die paaiwet sê dit is so, dan kan daai kontrak maar teenoorgestelde sê van wat die paaiwet sê, en jy kan hom teken, maar daai kontrak gaan dan nie geldig wees nie. Die paaiwet oorheers dan daai kontrak, as daar 'n basiese wet in plek is van iets, en jy teken 'n kontrak wat die teenoorgestelde sê, al het jy dit geteken, die paaiwet sal dit oorskadu. So, dan is jou regte gecover, soos hulle sê. Aangesien dit die hoogste wet is, kan geen ander wette die grondwet weerspreek nie. Wette wat die grondwet weerspreek, moet verander word en soms word nuwe wette gemaak sodat die ideale in die grondwet gerealiseer kan word. Die handves van regte in die grondwet hou rekord van al die regte waarop die mense in Suid-Afrika geregtig is. Hierdie regte kan nie maklik deur wette verander word nie, aangesien hulle spesiaal in die grondwet beskerm word. Nou ja, daar word gereeld, soos ons sê, 'n klomp wette verander en dit is wat ons moet op bedag wees en ons moet aandag skenk daaraan, want daar is sekere organisasies in ons land wat heeltyd ons aandag daarop vestig om te sê, hulle is nou besig om 'n nuwe wet in plek te stel. Julle moet opstaan, want dis net ons wat dit kan verander. Hulle kan nie 'n wet verander sonder dat ons toestemming daarvoor gee nie. En soos ons almal weet, silence is compliance. Stil bly is ook 'n antwoord. As jy nie gaan sê, ek staan op teen daai nuwe wet wat dan my grondregtelike wette gaan beskadig nie, dan gaan hulle dit net verander. En so verloor ons al ons menseregte. So, wanneer daar hierdie wette in plek gestel word, of hulle sê vir ons, daar gaan 'n nuwe wet in plek gestel word, en dit is nie, soos hierdie nuwe, was dit Bella wet, of wat is dit? Wat hulle van gepraat het vir wat hulle in die skole gaan inskryf. As ons nie daarteen gaan opstaan nie, dan gaan dit ingeskryf word, en al ons menseregte ten opsigte van dit, vir ons kinders en vir ons, word van ons weggeneem. Want ons het daarmee saamgestem. Ons het nie daarteen opgestaan nie. Ons het stil gebly terwyl hulle dit doen. Silence is compliance. So, let daarop, ons moet bietjie wakker deur die lewe begin gaan en bietjie begin oplet oor wat om ons aangaan. Want hulle doen dit so saggies, en hulle stel hierdie wette in vinnig, hulle hou ons besig, veral met rasse issues, hou ons besig om met mekaar te beklei, sodat ons nie kan sien wat rondom ons aangaan en wat in die bigger picture gebeur nie. Ons moet regtig begin oplet wat om ons aangaan. Die regte in die handves van regte word dikwels deur die howe gebruik saam met wette oor die regte om gevalle oor menseregte te beslis. Nou, wat is die handves van regte? Die handves van regte is 'n lys van menseregte wat almal het. Dit is opgeskryf in artikel 2 van ons grondwet. Die handves van regte vorm die hoeksteen van die grondwet. Wil jy nie vir ons deurgaan wat is artikel 2 nie? Of gaan jy dit gou regkry, dan kan jy vir ons sê wat is artikel 2 van die handves? Ja, artikel 2 is nie in die dokumentasie wat ons het nie. Dit is van artikel 9 tot artikel 36. Ag tog, nou is dit nie, wel, ons moet gaan kyk na wat artikel 2 sê. So, ja, dit is nou die deeltjies waar ons met julle deurgegaan het. Ons het vir julle gesê, wat is 'n mensereg en waar jy dit kan aangee. En jy het ook gesê, die magistraatshowe. So elke dorp het sy eie magistraatshoof, jy kan dit daar gaan aangee. Ons het net nou vir julle ook gesê, waar ons
waar ons dit, jy kan dit daar gaan aangee en wat die spesifieke prosedures is om dit aan te gee. Daar's verskillende maniere om dit aan te gee, maar hou elke keer rekord daarop. En 'n ander ding, volg op. Volg op, dit help nie net jy gee iets aan nie. Ek het 'n ruk terug 'n prokureur aangegee by die, wat noem jy dit? Die raad van LPC, ja, LPC, Legal Practitioners. Dis hy. En ek het vir hulle al die bewyse deurgestuur van hierdie prokureur wat regtig onbevoeg is. Dis nie in ons area nie, net so by the way. Maar ek het die prokureur aangegee daar en vir hulle al die bewyse gestuur van hoekom hy nie bevoeg is om mee op die raad van prokureurs te sit nie. Maar nou is dit my verpligting om te kyk dat dit gedoen word. Dis nou al verlede jaar en daar's heeltyd verskonings, want ongelukkig het hierdie mense baie geld. Hierdie spesifieke mense, en dis 'n familiegroep, het baie geld. So hulle kom weg met hierdie goedjies as jy nie opvolg nie. Dit help nie eintlik jy gee iets aan en jy volg nie op om te kyk, het hulle iets daaraan gedoen nie. Ons kan dit nie net los nie. Jy kan nie net sê, ag ek het gou die saakie daaraan gegee en jy weet nooit. Ons kom in die howe, ons kyk hoe lyk dit, ons gaan kyk in die SASSA kantore, gaan kyk in Gauteng, gaan kyk na die road accident van kantore. Jy kan nie eers loop in hulle kantore nie, van die papiere, van die dokumentasie, wat ingegee is vir sake lê daar verstrooi op die grond. Hulle weet nie wat daar aangaan nie. So, dit help nie, ons gee net hierdie goed in, en ons volg nie op om te kyk, dat daar actually iets gebeur met die saak nie. Want wie volg op? Wie gaan opvolg as ons nie? Each one is responsible for his own salvation. Dis ongelukkig. It all starts with you. Ons kan nie so lui wees en net in iemand anders se hande los nie. Jy kan nie jou menseregte in iemand anders se hande los nie, want ons het nou al gesien wat gebeur daarmee. Niks. Ons menseregte word net op 'n daaglikse basis oor en oor geskend. Ons kry skade. Ons kinders kry skade. Mense wil nie eers meer kinders in hierdie samelewing inbring nie, want kyk wat gebeur. Hulle word nie beskerm nie. Kyk. Ons het verlede week oor daai sake gepraat. Ons het al 'n paar keer oor hierdie sake gepraat. Niemand gee om nie. As ons nie omgee nie, wie gaan omgee oor ons? Muis met die valletjie, koei, vark, hoender. Onthou altyd daai saak. Ja, ons gaan volgende bietjie meer gesels oor die artikels. Net so in kort en diepte ingaan, sodat julle net 'n bietjie meer inligting kan kry. Maar eers gefokus op 'n lekker liedjie. En bly ingeskakel hierso, ons is nou weer terug by julle. Someone to You by Banners. Net 'n lekker liedjie, net so te begin. Om jou reg te kry vir die môre se publieke vakansie daarvan Human Rights Day. Goed, ons gaan vinnig vir julle deur die hoofopskrifte gaan van wat elke artikel in ons menseregte wet is. En dan gaan ons hierdie artikels of hierdie link ook onder ons program post, sodat julle kan gaan kyk daarna. Daar's ook die kontakbesonderhede, waar jy die verskillende organisasies kan kontak en wie jy moet kontak daar, die verskillende adresse. So, ek gaan net gou begin om te sê, Dion het net nou vir ons artikel 9 gelees, wat voorsiening maak vir die reg op gelykheid. Dan is daar die artikel 12, maak voorsiening vir die reg tot vryheid en sekuriteit van die persoon. So daar's so baie dinge hierop. Artikel 10 maak voorsiening vir die reg op menswaardigheid. Ek gaan net so vinnig noem, wat is menswaardigheid? Dat jou waardigheid gerespekteer en beskerm kan word. Artikel 11 maak voorsiening vir die reg op lewe, maak voorsiening daarvoor dat almal die reg op lewe het. Niemand mag die lewe van 'n ander mens beëindig nie. Artikel 12 maak voorsiening vir die reg tot vryheid en sekuriteit van die persoon. So jy kan nie sonder rede van jou vryheid ontneem word nie, byvoorbeeld. Dan artikel 13 maak voorsiening vir die reg teen slawerny, knegskap en gedwonge arbeid. So dit bepaal die reg dat niemand onderwerp mag word aan slawerny, knegskap of gedwonge arbeid nie. Artikel 14 maak voorsiening vir die reg op privaatheid. Almal het 'n reg op privaatheid wat insluit, byvoorbeeld jou huis mag nie deursoek word sonder 'n lasbrief nie. Hulle eiendom mag nie deursoek word nie. Hulle besittings nie van hulle af weggeneem word nie. Daar nie op die privaatheid van hulle kommunikasie inbreuk gemaak kan word nie. Nou, het jy geweet
tensy die polisie 'n aanvaarbare vermoede het dat 'n misdaad gepleeg word of gepleeg gaan word, mag die polisie nie jou of jou huis sonder 'n lasbrief deursoek nie. Regsgeleerders kan help wanneer hierdie regte geskend is. Vir meer inligting kan u regsverteenwoordigers kontak. Gratis regsadvies en regsverteenwoordiging is beskikbaar deur die Regshulpraad. In Suid-Afrika is www.legal-aid.org.za of deur verskillende parajuridiese advieskantore by www.nadcao.org.za, maar ons sal al hierdie details in die comments onder ons post plaas. Dan artikel 15 maak voorsiening vir die reg op vryheid van godsdiens, geloof en opinie. Dis interessant. Ons sien baie keer dat ons opinies glad nie geld nie. So, daar mag nie teen mense gediskrimineer word op grond van verskille binne hul gedagtes, gelowe en menings nie. So, daai kan baie lank bespreek word. Nou, artikel 16 maak voorsiening vir die reg op vryheid van uitdrukking. Elkeen het die reg op die vryheid van uitdrukking. Hierdie reg sluit in vryheid van die pers en ander media, vryheid om inligting of idees te ontvang of oor te dra, vryheid van artistieke kreatiwiteit en akademiese vryheid en vryheid van wetenskaplike navorsing. Nou, ek weet, almal van julle kan al dink aan verskeie areas waar hierdie regte van ons ontneem word. Want ons bly stil wanneer ons mond moet oopmaak oor hierdie wette wat ingeskryf word wat ons ontneem van ons menseregte. Basiese menseregte. Artikel 17 maak voorsiening vir die reg om te vergader, te betoog, 'n betooglinie te vorm en petisies voor te lê. Hierdie afdeling maak voorsiening vir elkeen se reg om vreedsaam en ongewapend te vergader en te betoog, 'n betooglinie te vorm en 'n petisie voor te lê. Hierdie reg bied mense 'n geleentheid om ontevredenheid of eise op 'n vreedsame manier uit te druk. 'n Mens het nie toestemming nodig om 'n protes aan te teken nie, maar jy moet minstens 7 dae voor die dag van die protes aan die owerhede rapporteer. Meer gedetailleerde inligting oor die reg om protes aan te teken is beskikbaar in 'n SAMRK pamflet wat menseregte en gemeenskap protes deur ons webtuiste www.sahrc.org.za. Ja. Gaan kyk gerus daar. Ek noem dit sommer net die SAMRK kommissie is onafhanklik. Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, ja. Ja. Dankie. Artikel 18 maak voorsiening vir die reg op vryheid van assosiasie. Hierdie afdeling verklaar dat elkeen die reg tot vryheid van assosiasie het. Tensy vereis deur die wet, wat byvoorbeeld lidmaatskap van sekere professionele liggame vereis, of die vorming van kriminele verbintenisse verbied, mag mense by enige formasie, groep of organisasie aansluit of dit skep. Ja, my brein werk nou oor tyd, want daar is regtig baie van ons menseregte wat ontneem word volgens ons grondwet. Hierdie is die grondwet, by the way. Artikel 19 van ons grondwet maak voorsiening vir politieke regte. Almal het die reg om vrylik politieke keuses te maak, soos die reg om 'n politieke party te vorm en om aan die aktiwiteite van 'n politieke party deel te neem. Elke burger het die reg op vrye en regverdige verkiesings. Om gedurende die verkiesing in die geheim te stem en om op te staan vir 'n openbare ampt en indien verkies daardie ampt te beklee. Artikel 20 maak voorsiening vir die reg om nie van burgerskap ontneem te word nie. Nou, geen burger mag van sy of haar burgerskap ontneem word nie. Hierdie reg beteken dat burgerskap nie van burgers weggeneem mag word nie. Wet 88 op Suid-Afrikaanse burgerskap van 1995 maak voorsiening vir gevalle waar burgerskap onttrek kan word. Nou, artikel 21 maak voorsiening vir die reg op vryheid van beweging en verblyf. Almal het die reg om na enige plek in Suid-Afrika te verhuis en Suid-Afrika te verlaat, sou hulle dit verkies. Elke burger het die reg om enige plek in Suid-Afrika binne te kom of enige plek te bly en te woon en om 'n paspoort te hê. Om aansoek te doen vir 'n paspoort, kontak die plaaslike kantoor van die Departement van Binnelandse Sake. Artikel 22 maak voorsiening vir die reg op vryheid van handel, beroep en professie.
Hierdie reg beteken dat elke burger vry is om enige werk te kies wat hy of sy wil doen, of om te kies of hy of sy haar eie besigheid wil begin. Die reg word beperk in ons wet tot werk wat wettig is en addisionele voorwaardes word geplaas op mense wat nie landsburgers is nie. Nou ja, ons tyd raak alweer baie min, ek gaan nie deur alles kom nie en ek maak nie die hoofpunte. Nou artikel 23 maak voorsiening vir werknemers en werkgewers se regte, arbeidsverhoudings. Elkeen het die reg, vernaamste wetgewing, sluit in wet 66 en wet 75. Die Departement van Arbeid is die bewaarder van hierdie reg. Vir meer inligting besoek departmentoflabour.gov.za. Artikel 24 maak voorsiening vir omgewingsregte. Die welsyn van ons omgewing en ons gesondheid, regte op veilige omgewing, raak toenemend belangrik om te monitor, aangesien die besighede en ander belanghebbers werke soos mynbou uitvoer, wat kan bydra tot besoedeling en die vernietiging van natuurlike hulpbronne. Die besoedeling van die omgewing kan ernstige gesondheidstoestande in die gemeenskap aan hierdie besoedeling blootgestel is veroorsaak. Dis skep hierdie reg 'n verpligting op die staat om te verseker dat die omgewing behoorlik bestuur word. En nie om al die bome oral uit te kap om nuwe huise te bou en dan maak party mense aanmerking om te sê, ons het nie bome nodig nie, ons het die see, o genade. Dit maak my werklik bekommerd oor die mense. In elk geval, artikel 25 maak voorsiening vir eiendomsregte. Niemand se eiendom mag van hulle weggeneem word, tensy dit in terme van die wet op algemene toepassing is, en geen wet mag arbitrære ontneming van eiendom veroorloof nie. Dis baie interessant, as ons sien wat in ons land aan die gang is. Artikel 26 maak voorsiening vir die reg op toegang tot behuising. Almal het die reg om toegang tot voldoende behuising te hê. Die SAMRK ontvang 'n aantal klagtes rondom die reg van behuising. Hierdie klagtes strek van klagtes oor vertragings in die voorsiening van behuising, uitsettings en die gehalte van behuising. Nou ja, jy moet opstaan vir jou regte. Ons is nou eers by artikel 26. Ons gaan nie klaar kry met dit nie, ons tyd is alweer verby, maar ons gaan hierdie links onder ons aksie met reaksie Facebook groep plaas in die comments, sodat julle self kan gaan sien waar is kontakdetails, aan wie julle wat kan gaan aanmeld, hoe anders ons menseregte beskerm word, kontakdetails en die res van die artikels waardeur julle kan gaan in detail. Ja, dit was redelike mondvol, Karen. Baie dankie daarvoor vir al die regte wat deurgelees is, maar tot volgende week, toe moet julle tyd geniet môre se Human Rights Day, en ons hoop jy werk nie. En mag alles spoedig en mooi verloop so wat julle dit wil hê. Geniet die familietyd, geniet die geseënde tyd, en geniet julle dag verder. Ja, en staan op vir jou menseregte, staan op vir ander se menseregte. En ons gaan nou oorskakel daarso na ons kollega toe in Oudtshoorn se ateljee, Paul Amas vir die afternoon drive, so luister gerus na hom, en tot volgende week toe groet ons julle hier uit Mosselbaai uit Aksie met Reaksie. Goed gaan, ek is Dion. En ek is Karen. Tot ziens julle. Geniet julle week.